wees. Daar moet iemand wees wat die evangeliste uitgestuur het en die geïmpliseerde antwoord is dat dit God is. God het hierdie mense gestuur om die woord te verkondig. Nou wat beteken dit alles? Wat is die boodskap wat ons hieruit moet kry? Die boodskap is, evangelisasie red mense. Dit bring verlossing. En daarom is dit so wesenlik. As jy iemand gesien het wat blind is, en hy stap af op 'n besige straat, en jy sien hy gaan voor 'n groot vragmotor inspring, sou jy na hom toe hardloop en vir hom sê om te stop? Sou jy hom keer met alle mag en mening om nie sy lewe te verloor nie? Nou as ons aan iemand sien wat reguit op pad is na die hel, nie net met sy liggaam nie, maar met sy siel ook, wat nie 'n tydelike dood sal sterf nie, maar 'n ewige dood, sal ons niks daaraan doen nie? Evangelisasie red siele, dit red mense, en dit wys vir ons die wesenlikheid van wat ons hier mee besig is. Ons as Christene kan soms baie selfsugtig wees oor ons geloof. En dink ons, God het my gered, maar hy het my gered sodat ek iets daaruit kan kry. 'n Mens kan praat van die verbruikersmentaliteit wat daar in sommige kerke is. Ek kom kerk toe, want ek wil iets daaruit kry. Ek wil 'n boodskap kry wat my laat goed voel oor my lewe. Ek wil, wanneer ek hartseer is, so 'n bietjie pastorale bediening hê. Ek wil graag, wanneer ek te sterwe kom, hê die dominee moet 'n paar mooi woorde oor my sê. Ek wil graag hê, daar moet aksies by die kerk gereël word vir die manne en die dames, en die kinders, en die babas, en vir almal van ons. Ek wil graag hierdie hê, ek wil graag daar hê, en daar is 'n plek vir alles van dit, geliefdes. Maar God roep ons nie sodat ons op onsself kan fokus nie. Hy roep ons en hy stuur ons met 'n roeping en hy sê, dit wat ek vir jou gedoen het, gaan vertel nou vir ander mense daarvan, dat hulle ook gered kan word. Besef jy dit? Besef ons dit? Dat daar mense is wat verlore gaan, omdat hulle nie die evangelie hoor nie, en nie die evangelie verstaan nie. Besef ons dit? Kyk na jou eie lewe, is daar mense wat jy ken? Maak nie saak wie nie, is daar mense in jou familie, mense in jou vriendekring, wat jy ken, wat nie gelowig is nie. Het jy al met hulle oor Jesus Christus gepraat? Moenie dit ingewikkeld maak nie. Vra hulle uit. Begin met, wat glo jy regtig? Waarom glo jy dit? Waarom is hierdie en hierdie en hierdie die dinge wat jy glo? Nooi hulle kerk toe. Sê, lees 'n slag saam met my die Bybel deur. Praat met hulle. En moet dit nie doen want ek het so gesê nie, moet dit nie doen want die kerk het so gesê nie. Gaan doen dit, want jy wil daardie persone red. Jy is mos lief vir hom. Waarom sal ons dan toelaat dat iemand reguit na die hel toe stap? Nou bring ons dan by die derde punt, en hiervoor gaan ons nou blaai na Efesiërs 6. So blaai asseblief nou saam met my na Efesiërs 6, en vir die derde, vierde en vyfde punte gaan ons hier stil staan by Efesiërs 6. En so Efesiërs 6 vers 15 is 'n baie belangrike teks vir hierdie hele reeks waarmee ons gaan besig wees. Die hele reeks kom eintlik hierso uit die gedagte wat ons kry in Efesiërs 6 vers 15. Deel van die wapenrusting wat gelowiges moet dra, is die skoene wat aan ons voete is vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou kom ons lees dan Efesiërs 6 en ons lees vers 10 tot 20. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Spesifiek vers 15.
en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Let op vers 15, deel van ons wapenrusting is die bereidheid vir die evangelie van vrede. 'n Wapenrusting is die panser, dit is die toerusting wat iemand in daardie tyd sou aantrek om hulle gereed te maak vir oorlog. In vandag se terme sou jy dink aan 'n koelvaste baadjie en 'n koelvaste helm. Jy sou dink aan 'n outomatiese masjiengeweer. Jy sou dink dalk aan nagvisie toerusting en jy sou beslis gedink het aan 'n goeie stel stewels. Nou in daardie tyd was dit nie 'n uitsondering nie. Die Romeinse soldate van daardie dag het ook die beste tegnologie wat daar vir hulle beskikbaar was, het hulle ingespan om hulle self toe te rus om die mees effektiewe oorlogmasjiene te wees wat op daardie stadium moontlik was. En so deel van hulle uitrusting was hulle skoene gewees. Hulle het na die skoene verwys as caligae, en dit was iets tussen 'n sandaal en 'n stewel gewees. Het bestaan uit 'n baie dik leer sool, en die leersool was dan met 'n paar reepies leer oor jou voet vasgemaak. In die leersool sou daar soms spykers of penne gewees het wat buitentoe gewys het om vir jou 'n goeie vasdrapplek op die grond te gee. En dan daardie reepies waarmee hy vasgemaak is, sou tot by jou skeen kom opdraai sodat hy stewig aan jou voet vasgemaak is. In die winter sou die soldate dan stukke wol in hierdie skoene indruk om hulle voete warm te hou, en in die somer sou, as hulle deur water gestap het, sou die voete vinnig weer kon droog word na die tyd. Hierdie skoene was die rede gewees waarom die Romeinse soldate hulle vyande oor lang afstande kon agtervolg en baie lang afstande kon marseer en die vyande soms kon verras. Die skoene van die Romeinse soldate het gemaak dat die legioene baie ver afstande kon beweeg, baie vinnig kon beweeg. Dit het hulle met ander woorde mobiel gemaak. Die skoene het mobiliteit aan die Romeinse weermag gegee. En so, wanneer hierdie beeld gebruik word, hierdie metafoor van skoene hier gebruik word, dan moet ons hoor wat hier aan die gang is. 'n Deel van ons wapenrusting, hoor mooi geliefdes, ons as gelowiges, ons moet nie net op die verdediging wees nie. Ons moet nie net op die verdediging wees nie. God rus ons ook uit om op die aanval te gaan in die geestelike stryd, in die oorlog waarin ons onsself bevind. Ons is almal in 'n oorlog. As jy sê jy's 'n Christen, as jy jou geloof in God bely, is dit 'n oorlogsverklaring. Jy sê daarmee, ek is aan die kant van die lig, ek is teen die kant van die duisternis, en hierdie stryd woed van die sondeval af tot en met die wederkoms. Daar is geen oomblik, geen ruskans, geen wapenstilstand nie, daar is geen neutrale partye nie, daar is geen niemandsland nie, daar is geen veilige hawens nie. Elke oomblik van elke dag woed hierdie stryd voort tot in jou eie hart. 'n Oorlog, jy is nie op 'n piknik nie. As kerk dink ons baie keer die lewe is 'n piknik. Die lewe is nie 'n piknik nie. Die lewe is 'n stryd. Dit is 'n oorlog en ons moet erns maak daarmee. God leer vir ons in sy woord. In Genesis 3 vers 15 sê hy, ek stel vyandskap, oorlog. Tussen wie? Die saad van die vrou en die saad van die slang. En van daardie dag af tot en met vandag en tot en met Jesus Christus se wederkoms is daar oorlog. En God sê, wees gereed. Jy sal ons nooit na oorlog toe gaan sonder 'n koelvaste baadjie nie. Jy sal ook nie kaalvoet uittrek en sê nou gaan ek oorlog toe gaan nie. Jy maak jouself voor die tyd gereed en hy sê vir ons, maak seker jy is gereed vir die oorlog waarin jy jouself bevind. En dan rus hy ons ook uit om op die aanval te kan gaan. Ons het nie net wapens van verdediging soos panser nie, maar ons het ook wapens van aanval. Later hoor mense van die swaard van die gees, die woord, maar hier hoor jy van skoene. Skoene is die ding wat die kerk mobiliteit gee, wat die kerk beweegbaarheid gee, wat maak dat die kerk op die aanval kan gaan. Dat die stryd geneem word na die duisternis toe. En dit is wat ons moet doen, deur evangelisasie, geliefdes.
Hierdie gedeelte praat van evangelisasie. Het verwys weer terug na Jesaja 52 vers 7 deur te praat van skoene en voete en van vrede wat ook daar genoem was in Jesaja 52 vers 7. Het praat van evangelisasie. Deur evangelisasie vat ons die stryd na die vyand toe. En ons sê, ons gaan nie net terugsit en sê, wel kom ons probeer om onsself te behou nie. Dit is hoe baie kerke ingestel is. Ons wil net desperaat elke liewe persoon wat hier is, hier probeer hou. En ons wil net so graag hê, ons getalle moet nie afneem in die volgende jaar of 5 nie. Maar wat van God se koninkryk wat moet groei, soos 'n mosterdsaad wat groei en 'n groot boom word? Wat van die lig wat in die wêreld van duisternis ingekom het en die duisternis kan nie daarteen weerstand bied nie? Wat van Christus wat gesê het, die poorte van die doderyk sal die kerk nie kan oorweldig nie. En wat is poorte? Poorte is iets wat verdedig. Met ander woorde, die doderyk, die duiwel, die magte van die duisternis moet op die verdediging wees. Die kerk moet op die aanval gaan. Ons moet die evangelisasie uitdra in 'n lande in plekke in waar mense in die verlede nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie. En dit is waarvoor ons skoene nodig het. Die skoene van evangelisasie. Ons het nodig dalk om 'n gedagteskuif te maak. As ek dit so vir die ouers kan vra, wat is jou drome vir jou kinders? Wat is jou wense vir jou kinders? Wat sal maak dat jy eendag kan kyk na jou kinders en sê ek is trots op hulle? 'n Goeie werk, 'n goeie inkomste, 'n rustige aftrede, 'n paar kinders en 'n klompie kleinkinders. Wat van martelaarskap? Wat van om te sterf, want hulle is doodgemaak in die 80-20 venster, want hulle het die evangelie van Jesus Christus daar uitgedra. Al hierdie ander dinge is ook goed, dit het ook sy plek. Maar wat sal jy sê as jou kind vir jou sê, ek wil dit gaan doen? Ek wil die evangelie gaan uitdra na die lande, na die mense, na die volke wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie, en as ek daar sterf, dan is dit goed so. Daar was 'n evangelis, sy naam was John Paton. Hy was 'n Skotse man gewees en hy het die evangelie geneem na die mense in die Suidsee eilande. Hy was mensvreters gewees, stamme van mensvreters. En om u 'n idee te gee, die evangeliste, die sendelinge wat voor hom probeer het om die evangelie vir daardie stamme te gaan verkondig, baie van hulle was dood gewees nog voordat hulle van die strand af tot by die res van die land kon kom. Hulle het van die boot af geklim en nog voordat hulle onder die bome kon wees, is hulle doodgemaak. En hy sê toe hy wil gaan. Hy wil die evangelie daar gaan verkondig. Hy trou en hy gaan met sy vrou. Voordat sy en hy 'n jaar lank getroud was, is sy en hulle eerste kind op die eiland aan koors dood. Hy het hulle daar begrawe en hy moes daar in die nag op die graf sit en wag hou, want die mense sou hulle kom uitgrawe om op te eet. Dit is die oorlog. Dit is waartoe jy sê, ek neem hier aan deel, as jy sê ek is 'n Christen, as jy jou geloof in God bely. Daar is geen neutrale partye hier nie. En die vraag is, hoe gaan ons deelneem aan hierdie groote, heerlike roeping wat God vir die kerk gegee het? Nie almal hoef 'n John Paton te wees nie. Nie almal hoef 'n sendeling in Noord-Korea of Pakistan of waar ook al te wees nie. Maar dit is die roeping van die kerk, laat ons geen fout maak nie. En elkeen van ons het 'n roeping om waar ook al ons gaan, die evangelie te verkondig, dit uit te dra met ons woorde en ons optrede, al kos dit ons ook wat. Al moet ons ook daarvoor sterf. Nou bring ons dan by die 4de punt. Evangelisasie begin by bereidwilligheid. Ons kry dit ook daar in Efesiërs 6 vers 15. Daar word spesifiek gepraat van die skoene wat die bereidheid vir die evangelie van vrede is. Die bereidheid vir die evangelie van vrede.
En so ons moet dit besef, evangelisasie begin nie in die eerste plek by 'n boek wat jy deurwerk of 'n klomp tegnieke wat jy aanleer nie. Evangelisasie begin by bereidheid. En dit is baie keer waar ons misluk. Ons misluk op die heel eerste treetjie, op die heel eerste oomblik. Ons fout is baie keer nie dat ons nie die kennis het nie dat ons nie die vermoë het nie. Ons fout is baie keer dat ons nie die bereidwilligheid het nie. Ons wil nie. En dan sal ons wegkruip agter, maar ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe om die evangelie te verkondig nie, maar eintlik het dit nog voor dit was daar 'n probleem gewees. Al het ons geweet, was daar ook 'n gewilligheidsprobleem. En wat moet ons doen? Wat staan ons te doen? Wel, in die woord van die Here in Romeine 1 vers 16 sê die apostel Paulus dat hy nie skaam is oor die evangelie nie. Hy is nie skaam oor die evangelie nie. Ons kan baie maklik skaam wees oor die evangelie. Ons wil nie graag oorkom as 'n dweperige Christen wat net 'n klomp Bybelverse op sy vingers ken nie. Ons wil nie graag 'n las op iemand wees nie. Ons wil nie 'n lastigheid hê nie. Ons wil nie ongemaklike gesprekke met iemand hê nie. Ons wil nie hê hulle moet sleg van ons dink nie en daarom gaan ons eerder nie met iemand praat oor hulle geloof en oor wat ons van Jesus Christus glo en wat ons van hom weet nie. Maar wat moet ons besef? Geliefde, jy moet besef dat Jesus Christus nie skaam is oor jou nie. Hebreërs 2 vers 11 sê, dit skaam hom nie om ons broeders te noem nie. Hy is nie skaam nie. Hy was nie skaam om te sterf aan die kruis nie, alhoewel ons hom elke geleentheid gegee het om oor ons skaam te wees. Hy is nie skaam waar hy nou in die hemel sit aan die regterhand van die Vader en ons beste belange voor die Vader dra nie, alhoewel ons hom steeds elke dag meer as genoeg geleentheid gee om skaam vir ons te wees. Hy is nie skaam nie. Hy is nie skaam om homself met ons te assosieer en te sê, dit is my bruid, dit is my broeders, dit is my susters. Hy is nie skaam daaroor nie. Waarom? Want hy het gesterf. Dit is wat hy bereid was om vir ons te doen. Te sterf aan die kruis, die dood van skaamte, die dood van die vloek te dra aan die kruis, waar hy deur al sy vriende verlaat is, waar hy deur mense verwerp is, waar hy elke rede gehad het om skaam te kry en nogtans sê hy, ek is nie skaam vir hierdie mense nie. As hy dit dan vir jou gedoen het, waarom sal ons nie dieselfde vir hom doen nie? Waarom sal ons dan skaam wees om vir mense van hom te vertel? Hoeveel mense ken jy wat al vir jou gesterf het? Behalwe Christus. Hoeveel mense ken jy wat al vir jou gesterf het? Ek dink nie daar is een van ons hier wat sal kan sê ek ken meer as Christus nie. Dalk is daar. Dalk ken jy iemand wat 'n koel vir jou gevat het. Dis wonderlik. Ek is bly daaroor. Hoeveel mense ken jy wat al vir jou gesterf het? Is jy skaam daaroor? Is jy skaam daaroor as iemand vir jou gesterf het? Tog nie. Dis 'n belaglike ding om te dink, hierdie persoon het vir my gesterf, nou, dis ek skaam, ek wil nie vir iemand dit sê nie, hy het vir my gesterf, ek gaan nooit vir iemand sê wat hy vir my gedoen het, dis belaglik. Christus het vir ons gesterf, hy het sy bloed gestort aan die kruis, hy het die grootste skaamte wat jy jouself kan indink deurgegaan, die skaamte om van God verlaat te word, hy het deurgegaan sonder om skaam te wees oor ons, want hy het geweet, hy gaan ons red. Nie omdat ons spesiaal is nie, maar omdat hy so genadig is. Waarom op aarde sal ons dan onbereidwillig wees, sal ons dan te skaam wees om van Jesus Christus te getuig? Hy is nie skaam om hom met ons te assosieer nie, waarom sal ons dan skaam wees om ons met hom te assosieer? Die 5de punt, evangelisasie eis voorbereiding. Dis dieselfde woord daar in Efesiërs 6 vers 15, bereidheid. Die Griekse woord is baie moeilik om in Afrikaans te vertaal, want dit sluit eintlik meer betekenis in as net bereidheid. Dit gaan beide oor bereidheid en voorbereidheid, of bereidheid en jy kan sê, dit gaan ook oor gereedheid. So ons moet beide bereid wees om die evangelie te verkondig en ook voorbereid wees om die evangelie te verkondig. En so al twee gedagtes moet ons daar hoor. As ons die skoene van die evangelie van vrede aan ons voete wil hê, moet ons bereid wees en voorbereid wees om die evangelie te verkondig. Hoe lyk goeie voorbereiding? Dit begin by verlossing. Jy moet self gered wees. Ek kan nie vir mense van Jesus Christus se verlossing vertel as ek self nie gered is nie. Dit begin daar. En jy moet na jou eie lewe kyk en jouself afvra, is jy gered? Is jy bedek deur die bloed van die lam?
Wat beteken dit? Dit beteken jy bely jou skuld teenoor hom, jy sit jou vertroue in Jesus Christus en jy leef 'n lewe wat daardie belydenis ondersteun. Jy hoef nie perfek te wees nie, maar dit beteken ons groei stelselmatig in heiligmaking. Ons groei daarin om meer en meer soos Jesus Christus te word. Stap 2 is dan ken jou Bybel. Stap 1, jy moet gered wees. As jy nog self aan die kant van duisternis is, dan kan jy nie aan die kant van lig kom veg nie. Maar stap 2 is dan, as jy gered is, as jy sê, ja, ek ken die Here, ek is 'n gelowige, dank die Here, prys hom daarvoor, dan stap 2 is, ken jou Bybel. Jy kan nie vir mense van Jesus Christus vertel, as jy nie vir Jesus Christus in sy woord ken nie. Ken jou Bybel, lees jou Bybel. As jy dit nog nooit gedoen het nie, begin dan vandag om jou Bybel van voor tot agterdeur te lees. Ken jou Bybel, lees jou Bybel. Dit is die grootste voorbereiding wat enige van ons nodig het. Vergeet van tegnieke, vergeet van boeke wat jy moet deurwerk, vergeet van dit alles, gaan lees jou Bybel. En dan, stap 3, is oefen. Oefen om dit te doen. In Engels sê hulle, practice makes perfect. Deur oefeninge kom vaardigheid. Oefen. Vra vir enige bekwame musikant en vra vir hulle hoe hulle dit regkry om so goed musiek te speel en hulle gaan vir jou sê oefening. Oefening. Vra vir 'n baie goeie rugby span hoe hulle dit regkry om met hulle taktieke die ander span te uitoorlê en wat gaan hulle vir jou sê? Hulle gaan vir jou sê oefening. Voordat hulle daardie taktiek uitgevoer het, het hulle dit eers 'n paar dosyn keer ten minste in afrigting geoefen. En so as ons dan wil vaardig word daarin om die evangelie uit te dra, om vir verlore mense, vir die koninkryk van Jesus Christus te wen, as ons wil vaardig raak daarin, moet ons oefen. Begin, praat met iemand. Moet dit nie te ingewikkeld maak nie. Sê, ek is 'n Christen, is jy 'n Christen? Wat glo jy? Wat is jou oortuigings? Begin daar. 'n baie goeie vraag wat jy vir iemand kan vra, want meeste mense in Suid-Afrika gaan vir jou sê ek's 'n Christen. 'n Baie goeie vraag wat jy vir iemand kan vra is, in watter kerk is jy? Net so daar gaan jy sien. En daar gaan jy nou uitkom by waar die eintlike eina sit. Baie mense sê ek is 'n Christen, maar vra vir hulle in watter kerk jy is. Daar was so iemand, as ek net vinnig vir julle kan vertel, ek gesels so met iemand, vra vir hom, is jy 'n Christen? Hy sê ja, ek's 'n Christen. Ek sê ek's bly om te hoor ek's ook 'n Christen. Ek sê vir hom, in watter kerk is jy? Toe sê hy vir my, ek is die kerk. Dink ek, dalk is dit goed. Hy bedoel seker ons as gelowiges is die kerk. En ek sê toe vir hom, ja, maar wat ek wil weet is, op watter plek gaan jy om die Here te aanbid? Toe sê hy vir my, ek is God. Daar het jy dit. Daar het mense van die wal af gegaan in die sloot in. En toe was daar 'n baie lang gesprek daarna gewees. Maar vra vir mense sulke vrae, vra hulle uit en hê dan daai gesprekke en as jy 'n fout maak, moenie dit persoonlik vat nie. Gaan weer terug en bid tot die Here, vra hom vir wysheid en volgende keer gaan jy beter wees. As jy nie 'n antwoord vir iemand het nie, dan is dit reg. Dan sê jy vir hom ek gaan terugkom na jou met 'n antwoord. En vra vir mense uit oor wat hulle sê en wat hulle glo. Moenie net heeltyd besig wees om self te praat en Bybelverse op te noem nie. Vra vir mense uit wat hulle dink, sodat jy ook kan agterkom wat hulle oortuigings is en ken jou Bybel. Lees jou Bybel sodat jy alles wat mense sê kan beproef in die lig van God se woord. As ons dan al hierdie gedagtes saamvat, dan kom ons weer terug by daai vraag waarmee ons begin het. Hoeveel rand sal jy vir 'n goeie paar skoene betaal? Die regte antwoord is dat jy nie 'n prys op goeie skoene kan plaas nie. 'n Goeie paar skoene is nie waardeloos nie, maar dit is prysloos. Dit is so waardevol, 'n mens kan nie 'n goeie prys daarop plaas nie. Hoe waardevol is die skoene van die evangelie vir jou? Is dit vir jou so waardevol dat jy bereid is om jou werk daarvoor te verloor? Is dit vir jou so waardevol dat jy bereid is om daarvoor gespot te word? Is dit vir jou so waardevol dat jy bereid is om deur jou vriende verwerp te word vir dit? Is dit vir jou so waardevol dat jy bereid is om daarvoor te sterf? Hoe waardevol is die skoene van evangelisasie in jou lewe? Ons hoor hier in God se woord oor lieflike skoene en gewillige voete, of lieflike voete en gewillige skoene.
God kom leer ons hier in sy woord hoe ons reg moet dink oor evangelisasie. Daarom moet ons elkeen vandag hoor dat evangelisasie 'n lieflike onderneming is. Dis die eerste punt. Ons moet hoor dat evangelisasie siele red. Dis die tweede punt. Ons moet hoor dat evangelisasie oorlogvoering is. Die derde punt. En ons moet hoor dat evangelisasie by bereidwilligheid begin en ons moet hoor dat evangelisasie voorbereiding vereis. Maar God gee dat elkeen van ons hierdie skoene van evangelisasie gereeld sal aantrek en baie myle daarin sal stap. Amen. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, ons bid nou tot U in die naam van Jesus Christus, U Seun, en deur die werking van die Heilige Gees. Ons prys U en ons dank U vir U woord. Dankie dat U ons leer oor evangelisasie en hoe om reg daaroor te dink. Ons weet ons voorveronderstellings en ons vooraf opgestelde idees is baie keer nie reg nie en so kan ons dan dalk aan evangelisasie dink as 'n lastigheid of iets wat ons nie baie van hou nie, maar ons bid dat U ons harte tog in hierdie opsig sal verander. Help ons om bereid te wees om met mense oor Jesus Christus te praat, om hulle uit te vra oor wat hulle dink en om so die evangelie van vrede, die evangelie van Jesus Christus met hulle te deel. En ons wil dan spesifiek vandag ook voorbidding doen vir Dominee Paul en sy vrou Tony wat daar evangelisasiewerk, sendingwerk in Pakistan doen en ons dra hulle aan U op in ons gebede. Ons bid vir hulle beplande trek waarmee hulle besig is. Ons vra dat U tog sal gee dat dit suksesvol en goed mag afloop en ons bid vir die visa verandering waarmee hulle ook besig is en ons bid ook vir die nuwe kinderhuis waarmee hulle daar wil begin en wat hulle ook gaan saamwerk met ander sendelinge daar om U evangelie daar met die kinders te deel en ook uiteindelik as dit U wil is 'n kerk daar te plant. So bid ons dan vir ander evangeliste wat hier in Suid-Afrika die evangelie verkondig. Ons bid vir elkeen van ons wat ongelowig is in ons lewens het en ons vra dat U ons sal help om die evangelie met hulle te deel. Gee vir ons die wysheid, gee vir ons die insig, gee vir ons die bereidwilligheid om U evangelie met mense te deel. En so bid ons dan vir ons gemeente en ons vra dat U ons gemeente tog sal seën, dat U ons sal help dat ons altyd deur getrou sal wees aan die sendingopdrag van Jesus Christus, ons Here. Ons bid dit in sy naam. Amen. Ek vra dan dat broeder Jervaak de Kok vorentoe kom vir die aflegging van belydenis van geloof. Hom kan so voor die kansel staan, ja. Die preek het nou nie vreeslik baie by belydenis van geloof aangesluit nie. Dit het met die gedagte dat ons verlos word deur ons aflegging van, nie afleg nie, maar dat ons verlos word wanneer ons in Jesus Christus glo. Ons word gered deur geloof, maar daardie geloof moet 'n belydende geloof wees. Dit is nie iets wat ons vir onsself kan hou nie, en daarom het ons die gebruik waarin ons baie waarde heg in ons kerke, dat iemand sy belydenis van geloof voor God en voor die hele gemeente en eintlik voor die hele wêreld kom doen. Dit is nie 'n sakrament nie, maar dit is nogtans iets waaraan ons baie waarde heg, omdat ons dit juis in die Bybel kry, soos daar in Romeine 10 vers 9 en 10. En daarom is dit 'n pragtige ding wat ons dan vandag hiervan mag deel wees, om deel te wees van oom Jervaak se belydenis van geloof aflegging. Ek lees dan vir ons die formulier vir die bediening van die formulier vir die openbare belydenis van geloof. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof gee aan die verbondskind die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van sy persoonlike geloof. Dit beteken dat die verbondskind die genade wat God in die doop aan hom gebied het, bewustelik deur die geloof
sy eie maak. Ons moet dan hoor dat belydenisaflegging 'n gelofte is. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die erediens by te woon en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te verheerlik. Dit is 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te groei. Geliefdes in die Here, die ouderlingeraad het met vreugde daarvan kennis geneem dat u, oom Jervaak de Kok, begeerig en gereed is om as volwaardige belydende lidmaat van hierdie kerk toegelaat te word. U het in die Christelike leer onderrig ontvang en u het die ouderlingeraad van u kennis van die woord van God en die belydenisskrifte as ook van u voorbeeldige lewenswandel oortuig. Om as belydende lidmaat toegelaat te word, moet u opreg en bevestigend op die volgende vrae antwoord. Ek gaan al die vrae lees en dan aan die einde kan oom vir ons antwoord. Eerstens, is u daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid bevat, dat niks daarbey gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie, en dat die belydenisskrifte van hierdie kerk, hoewel aan die Bybel ondergeskik, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word. Tweedens, is u daarvan oortuig dat hierdie kerk, waarvan u nou 'n belydende lidmaat wil word, hierdie Bybelse leer as die ware en volkome leer van die saligheid verkondig? Derdens, verklaar u dat bogenoemde leer u persoonlike geloofsoortuiging is en beloof u om alle leringe wat daarmee in stryd is, te verwerp? Vierdens, verklaar u dat dit u voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van u lewe in hierdie leer te volhard? Vyfdens, verklaar u dat u in die volkome soenverdienste van die Here Jesus Christus glo en dat hy u persoonlike verlosser en saligmaker is? Sestens, bely u dat u die drie-enige God liefhet en beloof u om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here voor die mense te bely en in die krag van die Heilige Gees teen alle versoekinge te stry. 7. Beloof u om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En 8. Beloof u om aan die kerklike opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop u hoorbare antwoord aan God drie-enig, oom Jervaak de Kok? Hy het ja gesê. Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop, en kragtens die belydenis wat u sopas voor God en die gemeente afgelê het, verklaar ek op gesag van die ouderlingeraad dat u nou 'n belydende lidmaat van die Afrikaanse Protestantse Kerk Grootfontein is, met toegang tot die sakramente en al die voorregte aan lidmaatskap verbonde. Geliefde broeder, God het u geroep om in die wedloop van die geloof al u kragte in te span. Volhard daarin met hart en siel en met al u kragte. En hoor nou gemeente, God het hierdie kind van hom tot geloofsvolwassenheid gebring, om hier 'n belydenis van geloof af te lê en as lid van die liggaam van Christus sy gawes en talente aan die hoof van die kerk, Jesus Christus, te wy. Stel die gawes wat u as gemeente van God ontvang het, saam met hierdie belydende lidmaat tot beskikking van God en in diens van sy kerk. Bid vir mekaar en werk met mekaar saam. Laat die liefde van Christus as band u saambind tot 'n getuienis in hierdie wêreld. Ons gaan nou bid en ek vra dat die broeders daarvoor staan. O Here onse God, ons dank u en ons prys u vir u genade. Dit is u alleen wat ons kan bring tot op die punt waar ons in Jesus Christus glo. Ons kan dit nie uit onsself doen nie, ons is swak, ons is sondaars, ons kies dag na dag teen u,
En as U ons aan onsself oorgelaat het, sou ons almal in ons ongeloof volhard het, totdat ons eendag in die ewige dood gestort sou word. En daarom dank ons U vir U Heilige Gees wat in ons kom werk en ons lei om in Jesus Christus te glo. En ons dank U dat U dit ook in oom Jervaak se lewe gedoen het. Dank U dat hy alreeds in die verlede op 'n punt kon kom waar hy sy geloofsvertroue in Jesus Christus alleen gestel het. En dankie dat hy hierdie geloof ook nou alreeds vandag hier met 'n openbare belydenisaflegging kon bevestig. Ons prys U daarvoor, want dit is werklik net genade uit U hand. En so bid ons dan vir hom, ons bid dat U met hom en met sy gesin sal wees, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal toevou in U genade. En ons bid vir hulle rol ook in ons gemeente. Ons bid dat U tog sal gee dat hulle in ons gemeente lewende stene sal wees, mense wat hulle roeping in Jesus Christus se koninkryk sal vervul. Help ons as gemeente om hulle te verwelkom. Help ons dat ons almal mekaar sal versterk en sal bedien en sal troos en sal bystaan. En help ons dat ons nie net op onsself sal fokus nie, maar dat almal van ons die belydenis wat ons hier in die kerk afgelê het, buitentoe sal dra en dit sal deel met almal wat oor ons paaie kom. Ons bid dit nie uit enige verdienste aan ons kant nie, want ons is almal sondaars wat dit nie verdien nie. Maar ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Oom kan nou omdraai en dan gaan ons vir hom toesing Psalm 134 vers 4. So ons sing Psalm 134 vers 4 en daarna kan u almal weer gaan sit, behalwe oom Jervaak, oom bly hier voor staan, maar die res van u kan dan gaan sit. So ons sing Psalm 134 vers 4 die seënbede vir hom toe. Ek gaan nou die slotlied aankondig. Ons sing gesang 273, al 4 die verse daarvan. En daarna sal ek dan die seën uitspreek en na die seën gaan ons oom kom gelukwens. Dis waarvoor oom hier voorbly. So ons sing nou gesang 273, ons sing daarvan al 4 die verse.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen.